Goeiedag en welkom by vandag se boodskap. Ons het die volle sirkel van die 12 stappe bereik. Ons het die laaste tyd deur die AA stappe gewerk en deur Richard Rohr se boek Breathing Underwater. En nou bereik ons die einde, die laaste stap. Wat beteken, dit is nie die einde nie, maar dit is juis 'n begin. Stap 12 is die uitvloeisel van alles wat God in jou gedoen het en daardeur raak dit weer die lewens van ander mense aan. En dit is die beweging dan van ontvang, jy het nou iets ontvang, na gee, van herstel na getuienis, van genesing na diens. En daarom sê die 12de stap vir ons, nadat ons 'n geestelike ontwaking ervaar het as gevolg van hierdie stappe, het ons probeer om hierdie boodskap na ander oor te dra en hierdie beginsels in al ons doen en late toe te pas. Richard Rohr beskryf hierdie stap as die vrug van ware transformasie. Hy skryf, ons word nie verander vir onsself nie. Ons word verander sodat die wêreld deur ons kan verander. En jou wonde word jou bediening. Wat met jou gebeur het, word nou wat deur jou gebeur. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit. Ons lees vandag saam uit Matteus 5 vers 14, wat in die boodskapvertaling sê, julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees, soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou is. Wanneer God iets in jou genees het, word jy 'n draer van lig verander. Nie omdat jy volmaak is nie. Natuurlik is niemand van ons volmaak nie, selfs na die 12 stappe. Maar juis omdat die krake in jou lewe nou die venster vir genade geword het. En daarom sê Rohr, God hou daarvan om deur gebreekte plekke te skyn, want dan weet almal, die lig kom van hom af. Die vorige stappe het jou nederig gemaak, laat bely en laat oorgee. Nou leer hierdie stap jou om op te staan, nie bo ander nie, maar vir ander. Dit is die heilige oorgang van selfbewussyn na medelee, van innerlike werk na uiterlike liefde. En wanneer jy deur God aangeraak is, kan jy dit nie vir jouself hou nie. Liefde word altyd 'n rivier en dit word nooit 'n dam nie. En daarom word hierdie stap nie net 'n opdrag nie, maar dit is 'n oorloop. Jy leef anders omdat jy anders geword het en die wêreld rondom jou voel dit. Sien dit as 'n kers. Wanneer dit 'n ander kers aansteek, as daar 'n kers is en jy steek 'n ander een aan, verloor daardie een kers niks van sy kerswees af nie. Die lig verdubbel net. Die geestelike lewe werk presies soos 'n kers wat 'n ander kers aansteek. Wat God in jou aangesteek het, word sterker wanneer jy dit deel. Jou getuienis is nie 'n preek nie. Dit is die manier waarop jou oë sagter geword het, die manier waarop jy vergewe het, die manier waarop jy weer asemhaal, die manier waarop jy lief het. Vra jouself af vandag, aan wie kan jy vandag 'n stukkie van God se lig gee? Nie as 'n plig nie, maar uit dankbaarheid van God se genade wat uit jou lewe uitvloei. Kom ons bid saam. God van lig, dankie vir die ontwaking wat U in my oopgebreek het. Laat dit nie net in my bly nie, laat dit deur my leef. Gebruik my wonde as kanale van genesing vir ander. Gebruik my storie om hoop te bring. Here, gebruik my lewe om U liefde te wys. Dankie vir U liefde en U genade in my lewe. Dankie vir die geskenk van lewe. Laat ek vandag 'n lig dra wat nie van my afkom nie, maar slegs van U af. Amen.